In die motor, in die slaapkamer, in die kombuis, op jou slimfoon, op jou rekenaar. Kom ek sê jou, jy gaan wyd en ver moet soek vir 'n plek waar jy nie radio gaan kan luister nie. En een radiostasie wat 'n groot impak gemaak het in Kaapstad oor die afgelope jaar is Smile 90.4 en Hannes was daar vir hul heel eerste verjaarsdag. Daar's min van ons. Nee, wag, nie een van ons wat ons eerste verjaardagpartytjie kan onthou nie. Een eerste verjaardag wat egter die moeite werd gaan wees om te onthou, is die radiostasie Smile se verjaardag. Dis maar waar is hierdie baba gebore? Die baba is in 2008 gebore, maar dit het eintlik met 'n glas wyn begin. Ek het by Ton en Annette Vosloo gesit, ons het gekuier en ons het gepraat oor die gebrek aan Afrikaans op die lugweë in die Weskaap en Ton het gesê maar kom ons begin Afrikaanse radiostasie and that's where it started. Dit is die eerste kommersiële radiolisensie in die Weskaap in 15 jaar. Die persentasie Afrikaans by Smile. Ons formaat is uniek. Ons is 60% Afrikaans, 40% Engels. Ons dink altyd dat die Kaapenaars miskien nie baie Afrikaans praat nie. Nonsens. Baie Afrikaans. Ek stem. Dis talk and tunes. Dis nooit voorheen kan doen. Jy het gesels radiostasies gekry en die musiekradiostasies gekry. Maar Smile 90.4 FM is nie jou gewone eenjarige nie. Watter eenjarige kry nou vir Freshly Ground om op jou eerste verjaardag te speel? Dit klink miskien corny, almal sê jy weet ons wil 'n verskil maak, ons wil betekenisvol maak, maar ons leef dit elke dag. Jy weet ons dis in ons formaat ingebou dat ons oplossingsgedrewe is. As daar misdaadstories is, gaan ons byvoorbeeld nie al die guts and gore soos 'n Engelsman sê insit. Steek mens dan nou nie vir mense goed weg nie. Ons gee nog steeds die feite, maar ons gaan nie in die groei besonderhede. En ons probeer byvoorbeeld elke bulletin afsluit met 'n lekker ligte storie wat jou gaan laat smaal. Of as dit 'n slegte storie is, net dat dit jou los met 'n gevoel van o, ek kan nou iets hier aan doen in plaas van o, jemmel, wat doen ek nou? Daar's soveel negatiewe goed wat gebeur in die land en in Suid-Afrika en die wêreld en die mense is, as ek die woord mag gebruik, gatvol daarvoor. Die idee is regtig om smiles te spreek, om happiness te spreek, om vir mense gelukkig te maak, om 'n positiewe boodskap uit te dra. Wat hulle reg kry is om die waarheid te vertel, maar dit so te doen dat jy vertroue het in wat hulle sê en dat jy weet jy kan glo. Die wêreld is uiteraard nie net oor die heeltyd blydskap en vrolikheid nie. Tracy, wat maak Smile anders as ander radiostasies? Die feit dat Smile meer 'n gevoel is. Dis nie net 'n feit van jy gaan op die radio en jy doen jou ding. Dis net 'n gevoel wat jy het. Ek dink Smile is besonder van dit begin as regtige idee om 'n soort van 'n beweging aan die gang te sit. Ons het van die begin af geweet wat ons wil wees en wie ons is. Daar's 'n momentum, 'n positiewe momentum. Dis die fokus van ons stasie, Smile. Hoe moeilik kan dit wees? Jy weet vir die wat na ons luister, weet presies waar dit gaan. Ons aanbieders weet presies waar dit gaan. Die wonderlikste vir my is die feit dat hulle positief ingestel is. Al die omroepers, ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, maar hulle is net die heeltyd gelukkig. Dit maak my swaap, ek kyk rond en almal smile die hele tyd, hulle doen regtig hulle naam gestaan. Hulle het net nooit 'n slegte dag nie. Ek is nie altyd so vrolik nie, maar is dit regtig so? Of sê hulle vir julle in die oggend, jy sal smile vandag? Nee, dis baie natuurlik vir ons. Ek beloof jy kan maar enige tyd kom en check aan dit. Ek weet man. By Smile is dit die tegniek om die silwer reintjie te vind om my wolk. Ek dink binne 3 jaar gaan ons baie groter wees as wat ons ooit sou dink. Die kind is nog in sy baba skoene, maar dit lyk vir my of sy voogde presies weet wat hulle doen. En ek kan nie wag vir nog baie jare van Smile nie.